Goeiedag en welkom by nog 'n episode van Wat kook in die kombuis, 'n maandelikse insetsel wat ek lewer per video aan Litnet om te vertel van boeke wat ek gelees het of besig is om te lees. Hierdie is dan einde November, begin Desember. Ek is lui hierdie tyd van die jaar. Ek het nog nie 'n enkele boek wat ek begin lees het klaar gelees nie. Maar ek lees aan 'n klomp boeke tegelyk en ek is ver genoeg met daai boeke om 'n keuse te kon maak van die boeke wat ek wil klaar lees in Desember, wat vir my na die beste en die lekkerste boeke lyk. Ek gaan julle kortliks daarvan vertel, maar eers die kenwysie. Koffie en woorde. Swart koffie, wit woorde. Koffie en woorde. Swart koffie, wit woorde. Swart is die nag wat verby is. Wit is die oggend wat wag. Goud is die dagbreek en rooi is die wond van my pyn. Blou is die lig, hier agter my woorde gordyn. Koffie en pyn. Koffie en woorde. Koffie en wyn. Dankie. Daar's party Afrikaanse skrywers of wel enige skrywers wat 'n mens waartoe ek aangetrokke voel hierdie tyd van die jaar. Wanneer 'n mens se brein moeg is, wanneer jy nie in staat is om vreeslik innoverend om te gaan met kreatiewe werk nie, om dit plat weg te stel. Hierdie tyd van die jaar lees ek vir ontspanning. En daar's niks meer verkeerd nie. Jy kry goeie ontspanningslektuur en jy kry swak ontspanningslektuur, net soos 'n mens goeie letterkunde kry en swak letterkunde. Nou, een van die beter of beste ontspanningsskrywers wat ek ken, het ek nou weer nader getrek en ek is nou in die middel van hierdie boek wat my intens boei. Die skrywer se naam is Sidney Gilroy en die boek se naam is Roulette, uitgegee deur Iman en Rousseau. Nou, ek is halfpad met hierdie storie en ek sukkel om dit neer te sit. Nie omdat dit, soos ek sê, dis nie 'n literêre werk nie, dis lekker leesstof. But what the fuck's wrong with that? Dis 'n storie wat 'n mens meesleer, iets vir 'n mengsel tussen 'n jeugverhaal en 'n krimi, 'n misdaad, gewone misdaadverhaal. En dis die soort boeke wat, sorry vir julle almal daar buite, sorry Joan Hambidge, sorry al die slim mense. Ek sukkel om uit te styg hierdie tyd van die jaar, bo hierdie vlak, en ek is glad nie skaam, ek maak geen verskoning nie. Hierdie is 'n goeie boek, Roulette, 'n spannende boek, 'n grillerige boek, 'n boek wat jou meesleer. Ek beveel dit aan, al het ek dit nog nie klaar gelees nie. Okay. Die volgende boek is amper letterkunde, uitgegee deur Naledi. Dit is ek lees van die flapteks. Dit is 'n ontstellende maar roerende vertelling van 'n jong wit seun wat groot word op 'n plaas aan die Vaalrivier. Hy is 'n kind met 'n fyn waarnemingsvermoë, vasgevang in 'n wêreld van stilte, geheime en harde waarhede.
Dit gaan oor 'n vriendskap wat die wit seun met 'n Xhosa seun aankloop en wat hom op 'n ander traject plaas. Nou soos ek sê, dit is amper letterkunde. Uitgegee deur Naledi die spoegvanger. Ontspanningsleesstof, maar met 'n bietjie iets om die lyf, né? Nie 'n dik boek nie, maar ook 'n lekker storie en ek sien uit daarna om hierdie storie klaar te lees. Hierdie 2 boeke is die enigste 2 nuwere boeke wat ek behandel in hierdie episode. Die laaste boek waaroor ek gaan gesels is 'n ou favorite. Wait for it. Ek sal julle nou wys watter boek ek van praat. Dankie. Soos ek sê, dis Kersfees. Mens wil nie te hard werk nie. Jy wil goed lees wat vir jou bekend is. Goed wat jou brein nie te besig hou nie. En ja, dit is seker die rede hoekom ek nou 'n boek weer lees wat ek al van tevore gelees het. Om die waarheid te sê, hierdie boek het ek al 2 keer gelees in my lewe. Maar dis Kersfees, ek lees hom nou weer, want dit is 'n lekker boek, en dit is 'n spannende boek, en dit is 'n storie wat 'n mens nogal koue rillings gee in baie opsigte. 'n Engelse boek, die titel is The Road. Nee? Deur Cormac McCarthy. Dis een van daai boeke wat jou, dis 'n dystopiese roman kan 'n mens sê, maar dis ook 'n lekker storie. En hoewel ek weet teen hierdie tyd wat aan die einde gebeur en alles, ek doen dit nou weer. Ek doen dit aan myself, because a good book is a good book and it's always a fucking good book. En hierdie is 'n goeie boek. 'n Lekker storie. The Road, Cormac McCarthy. As daar van julle is wat nie hierdie persoon se werk ken nie, ek beveel dit baie sterk aan. Gaan soek in jou biblioteek, gaan soek in jou boekwinkel, enigiets van hierdie skrywer is die moeite werd. Daarmee sluit ek af vir die jaar en ek wens julle 'n geseënde feestyd toe. Lekker leef en lekker lees. Tot volgende jaar. Koos Kombuis, dankie.